Goeiemôre hierso van Huis van Heerlikheid. Goeie het 'n awesome week sover en ja, net 'n gedagte wat ek wil deel met u wat so ek voel wat die Here het met die deel rondom waaroor dink jy die meeste? Waaroor bekommer jy jou oor die meeste? En wat is die gesprekke wat uit jou mond uitgaan gedurig deur? En die volgende gedagte kom my op dat die gesprekke wat jy die meeste voer en wat baie oor dink, en daar is soms 'n gesegde wat sê ook waarvan die hart vol is, loop die mond oor, soos wat die skrif sê ook. Min weet ons die gesprekke wat ons voer en die dinge wat ons oor baie praat, is jy besig om te voer. Jy voer daai ding wat jy oor bekommer. Jy voer dit wat jy oor vrees, oor onsekerheid of negativiteit of een of ander ding wat jy ongelukkig is oor, in jou werksituasie, in jou huwelik, you name it, is die ding wat jy die meeste praat, wat jou irriteer, wat maak dat jy depressief voel en moeg voel en nie sommer net lus is vir die lewe nie. En van die begin van die jaar het die Here ons 'n woord gegee vir Huis van Heerlikheid en vir elkeen wat inluister en hoor. Dit is 'n jaar van oesbeloftes. Hoe meer ons die woord beginne in ons mond beginne suiwer, deur lewe te praat, deur te praat oor dat dit die jaar is van ons oesbelofte, die jaar van jou deurbraak, die jaar van jou uitkoms, die jaar van dat positiewe dinge gaan gebeur. En hoe meer jy negatief praat oor jou omstandighede, hoe meer voer jy negativiteit in jou lewe in, dat die belofte wat God gegee het, die woord wat ek en jy moet spreek in existence in die lewe in, is jy besig om dood te maak. Is net so goed jy het 'n plant en jy op om daai plant water te gee. Wanneer hy plant begin ophou water gee, dan sterf hy en dan gaan hy dood en hy is bedoel om te lewe. En hoe meer ek die plant water gee, hoe meer sterker word sy wortels, sy stam raak dikker en hy begin te groei en te ontwikkel en hy word hierdie pragtige klein plantjie na 'n wonderlike blom en so is ons besig om te voer. Ons voer ons lewens met negativiteit of bekommernisse of wat ook al jou dag tot dag se gesprekke is wat uit jou mond uitgaan. Gaan let 'n bietjie op oor jou gesprekke. Wat kom meeste uit jou mond uit? Onthou dit wat jy die meeste praat oor in gesprekke voer jy. Dit kan positief wees of dit kan negatief wees. Of jy voer dit met lewe, jy voer dit met goeie dinge, want tog sê God se woord, hy sê bedink die dinge wat daarbo is, wat loflik is en eerbaar is en wat goed is en wat mooi is en alles wat goed is, bedink hierdie dinge, en jy sê vir my, maar hoe kan ek hierdie goede bedink as ek sien waar ons land heen gaan? Hoe kan ek hierdie dinge bedink as ek in hierdie werksituasie is, of ek in hierdie verhouding, of hoe ook al? Maar God se woord bly altyd die hoogste prioriteit en die orde in ons lewe, om ons reg te leer dink, reg te leer praat, en lewe te gee aan dit wat lewe gegee moet word. En die skrif van die jaar vir ons was in Jesaja 62 vers 6, hy sê op die stadsmure Jerusalem het ek wagte uitgesit, dwars deur die dag en nag sal hulle nie op 'n oomblik lank swyg nie. God het wagte op ons mure gesit. En ek en jy moet ook op wagte wees op ons mure van ons huis, van ons huwelike, van ons werke, finansies, you name it. Dit ons het nodig om wakker te wees oor dit wat om ons aangaan, en dat ons nie sal praat soos die wêreld nie praat soos asof sonder God is nie, maar praat soos met een wat God aan jou kant het, en dat God wel engele om jou geplaas het, wat omkyk na jou, wat kyk na jou huis, wat kyk na jou kinders, en dat ek en jy nie nodig het om daaroor te top en te bekommerd te wees van waant ons op pad is nie, maar eerder te weet dat ek en jy het 'n God wat na ons omsien, en self engele wat om ons omsien. En hy sê verder, julle wat die Here erhinder aan sy belofte, gun jouself geen rus nie. Met ander woorde, hou nie op om die Here te herinner aan sy beloftes nie. Daarom
Ons het 'n woord van hierdie jaar wat sê, is die jaar van oesjaar beloftes. Ons moenie ophou om God te herinner en te sê dit wat U vir ons gesê het, dit is ons jaar, dit gaan ons jaar wees van oesbeloftes, wat ook al wat jy verwag van vandag vir jou opkoms, vir wat jy 'n deurbraak wil hê, vir 'n wonderwerk, vir 'n uitkoms. Begin dit te voer met die woord en met lewe, hou nie op nie, moenie laat rus tot dit gebeur en herinner oor, Here, dit is my jaar vir my deurbraak, is die jaar vir my oesbelofte, is die jaar vir my uitkoms, is die jaar vir wonderwerke, en hoe meer jy dit spreek, gee jy dit lewe, ook wat jy om jou sien, rondom jou sien, dit nie na jou toe sal kom nie, want jy is besig om lewe te spreek in jou huis, oor jou eie lewe is jy besig om gereed te kry, in lyn te kry vir wat gaan kom, gaan positiewe goeie dinge wees. En ek sien hoe die vyand besig is om ouens se aandag weg te vat van die woord af, van die belofte, en hulle begin meer en meer te praat oor die omstandighede. En wanneer laas het jy jou wapenrusting aangetrek? Jy sien, en jy kan vir my sê, maar pastoor, ek trek elke keer my wapenrusting aan. Maar as jy jou wapenrusting het, hoekom twyfel jy nog oor jou lewe? Hoekom twyfel jy oor jou omstandighede wat moontlik na jou toe kant toe te kom, of oor die vrese wat jy vrees oor jou kinders, oor jou huis, oor jou werk, of whatever die keus mag wees? As jy die wapenrusting het ek en jy nie nodig om te vrees nie, want die wapenrusting maak ons toe en beskerm vir jou en vir my. Wat as ek en jy die woord van God het, die tweesnydende swaard wat ons spreek en wat ons in glo, hoekom twyfel jy nog in die woord wat jy spreek? Hoekom twyfel jy oor die preek wat jy hoor? Ja, het is vir ander ouens nie vir my nie. Dit is weer 'n wishful thinking. Nee, dit is nie. Dit is vir jou te help om jou op lyn te hou en gereed te hou van wat gaan kom. Onthou, hierdie jaar is die jaar van oesbelofte. Begin dit te spreek, begin dit te vas te maak in jou gees en jy begin dit te leef asof jy al reeds in dit is. Al sien jy niks verander om jou nie, jy visualiseer jy sit jouself in die posisie, ek sit al reeds in die posisie van 'n oesjaar. Ek sit myself in die posisie van my deurbraak, vir my wonderwerk, vir my uitkoms. Waag met God. Dit is vir my baie verstommend dat die wêreld daar buitekant wat God nie eens het nie, hulle waag met God en hulle waag en hulle maak 'n sukses. Maar kinders van God wil nie waag nie. Kinders van God wil dit veilig speel. Kinders van God wil is daai van ek is bang ek maak 'n fout, ek is bang. Kom aan. Al maak jy 'n fout, God jou uit daardeur uithelp en dit gaan God jou die krag gee, maar jy was ten minste bereid gewees om daai waagstuk te vat en God te vertrou vir jou uitkoms. Maar ek wil vandag vir jou sê, begin met God te waag, begin te sê, vat God se woord en vat hom op sy woord, want dit is iets wat jy al lankal oortoppel. Dit is lankal wat jy oordink en jy het nog nie oorgegaan in aksie nie. Wat keer jou? Wat weerhou jou om oor te gaan na aksie? Is dit omdat jy twyfel in God se vermoë om te sorg? Is dit omdat jy twyfel oor die beloftes wat hy gespreek het oor jou lewe, oor hierdie jaar vir jou as gesin, as persoon? Het jy begin ophou glo in die woord? Ek wil jou aanmoedig, hou op te twyfel. Begin te spreek die belofte van God se woord. As jy in God se woord glo, sê vir jou, ek glo in God se woord. Tik maar iewers daaronder in Facebook, waar ook al, tik daaronder, ek glo God se woord. En ek staan op God se woord. As jy God se woord begin glo, begin te staan op sy woord en begin oorgaan in aksie. Hou op te hinker op twee gedagtes. Maak 'n besluit. Maak 'n besluit en dat jy hierdie jaar 'n besluit gaan maak van, ek gaan niks weer voer wat negatief is nie. Wat praat jy die meeste oor? Waaroor memoreer jy? Waaroor top jy? Waaroor vrees jy? Wat is jy besig om te voer? Die negativiteite wat depressie aanjaag, onsekerheid, moegheid, you name it. Maar as ek besig is om myself te voer, my op te stel van God se beloftes, gaan jy anderste jou dag begin, jy gaan anderste hierdie jaar ingaan, want jy weet, ek gaan nie beskaam staan nie, as jy God se woord glo, dat jy gaan nie beskaam staan nie, mense gaan nie oor jou lag nie, as God vir jou is, wie kan teen jou wees? Groter is hy wat in jou is, as dat hy wat in die wêreld is.
Daarom wil ek jou aanmoedig vandag. Hou op om te voer dit wat jy spreek. Wat jy spreek, voer jy negativiteit en ons depressiwiteit. Jy kan aangaan op die lys. Maar ek wil jou nooi, as jy nie 'n plek het van aanbidding nie, kom dan besoek ons by Huis van Heerlikheid. Ons is op Facebook, jy kan daar gaan kyk, tik net in Huis van Heerlikheid. Die adres gaan jy inkry daarso, in die Oos-Kaap. Kom maak 'n draai, kom maak 'n besoek. Ons het 2 kampusse, ja, wat 'n powerful tyd in God se teenwoordigheid. Maar kom ons kry onsself in lyn van wat gaan kom. En ek het gesê, voordat die 3de maand om is, gaan baie van jou deurbrake kry. En ek kry soveel getuie ouens wat al reeds hulle deurbraak gekry het. Kom aan, kom ons doen dit. Kom ons bou met God. Amen. Maar mag jy 'n awesome en 'n geseënde dag hê. En ons kyk uit vir jou. En indien jy nie 'n plek het van aanbidding nie, dat dit die plek sal wees vir jou. Maar seën vir jou, be blessed.